Aantal buitelandse burgers wat plaaslik in diens geneem kan word, dalk binnekort beperk en die VF+ vra waarom die Tshwane Metro nie presteer met dienslewering nie. Goeiedag, dit is vandag die 30ste Mei. Welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Die kabinet het planne vir 'n nuwe wetsontwerp goedgekeur wat die aantal buitelandse burgers inperk wat plaaslik in diens geneem kan word. Terselfdertyd het die kabinet ook die nasionale arbeidsmigrasie wetskrif goedgekeur. Hierin word 'n kwota voorgestel op die totale aantal gedokumenteerde buitelanders wat in die hoofsektore soos landbou, die gasvryheidsbedryf, toerisme en konstruksie mag werk. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die kabinet se beleid is daarop ingestel om aan Suid-Afrikaners se verwagte werksekerheid te voldoen te midde van stygende werkloosheid. 'n VF+ raadslid in die Tshwane Metro sê hy wou tydens 'n afgelope raadvergadering weet waarom die metro nie na wense presteer wanneer dit by dienslewering kom nie. Nick Pascoe sê die VF+ is bekommerd oor die metro se vlak van vordering met kapitaalprojekte en prestasies soos weerspieël in die 3de kwartaal se dienslewering en implementeringsplan. Hy sê lydens die verslag toon 24 projekte in die Tshwane Metro 0% vordering, 43 projekte presteer tussen 1% en 39%. Slegs 10 projekte of minder as 15% toon vordering tussen 70% en 99%. Pascoe sê ten opsigte van kapitaalprojekte is slegs 32% van 158 projekte tot dusver sinvol uitgevoer. Dit beteken byna 1 uit elke 7 projekte het geen vordering getoon nie. Die burgerregteorganisasie AfriForum doen 'n beroep op die parlement om die Grondwethof se tydlyne te respekteer wanneer wetgewing as ongrondwetlik of ongeldig verklaar word. Dit kom nadat die hof gister die sperdatum vir die aanvaarding van die wet op tradisionele en Khoi en San leierskap met 2 jaar tot 2027 uitgestel het. Volgens die hoof van interkulturele verhoudings en samewerking by AfriForum, Barend Uys, dompel hierdie vertraging kultuurgemeenskappe vir nog 2 jaar in onsekerheid en wyse dat hulle regte nie prioriteit geniet nie. AfriForum het reeds in Maart versoek dat die minister van Samewerkende Regering, Wele Nkosini Glabisa, dringende wysigings aan die wetsontwerp aanbring, wat volgens die organisasie in stryd is met internasionale standaarde vir die regte van inheemse volke. En Suid-Afrika is gevra om 'n bod in te sit om die volgende Statebondspele aan te bied. Barry Hendricks, die president van die Suid-Afrikaanse Konfederasie en Olimpiese Komitee, sê die kabinet het egter nog nie sy versoek aanvaar om 'n bod in te sit vir die 2036 Olimpiese Spele nie. Die spertyd vir die kans om die spele aan te bied is oor 2 weke. Wat die Statebond spele betref, moes Suid-Afrika se voorneme om die 2022 spele in Durban aan te bied laat vaar weens finansiële redes. Hendricks sê dit het intussen vir lande moontlik geraak om die Statebond spele in verskeie stede eerder as in een stad aan te bied, wat dit meer bekostigbaar maak. Dit aan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou, jy moet 'n heerlike naweek hê. Ons is eers weer maandag terug met nog nuus. Van my kant af, totsiens.